Ons leef nie in 'n gewone tyd nie. Maar as ons eerlik is, ons kom ook nie uit 'n gewone geskiedenis nie. Ons is nie 'n volk wat net gister begin het nie. Ons dra iets saam met ons, wat deur geslagte van vroue voor ons gedra is. Vroue wat nie altyd op die voorgrond was nie, maar wat in die agtergrond die krag van 'n volk gedra het. En vandag, wanneer ons vra, wat is die rol van die vrou? Dan kyk ons nie net vorentoe nie. Ons kyk ook terug. Want as ons weet waar ons vandaan kom, sal ons weet hoe om te staan in die tye wat kom. As ons dink aan ons boervroue, dan sien ons nie net sagte hande nie. Ons sien hande wat gewerk het. Hande wat kos gemaak het uit byna niks. Hande wat kinders vasgehou het in tye van oorlog en onsekerheid. Hande wat gebid het, wanneer daar geen ander hoop was nie. Dink aan die dae van die groot trek, waar ons wat stadig oor droë vlaktes beweeg. En daar, langs die vuur in die aand, sit 'n vrou. Sy's moeg. Sy's dalk bang, maar sy wys dit nie. Sy maak kos. Sy troos haar kinders. En wanneer almal slaap, sit sy stil en bid. Nie groot woorde nie, net 'n eenvoudige gebed. Vader Almagtige, dra ons deur. En hy het. Daar word vertel van 'n vrou tydens die oorlog. Haar man was weg, haar huis was eenvoudig, haar wêreld onseker. Op 'n dag het iemand haar gevra, "Hoe hou jy aan? Is jy nie bang nie?" En sy het net sag geantwoord, "Ek is bang, maar ek is nie alleen nie." Daardie woorde dra iets. Nie groot dade nie, maar 'n diep, vaste geloof. Dis die tipe vroue waaruit ons kom. Nie perfek nie, maar standvastig. Ons dra nie net hul name nie, ons dra hul gees. Daardie vermoë om aan te hou, selfs wanneer dinge swaar raak. Daardie geloof wat nie afhanklik is van omstandighede nie. En nou, in hierdie tyd waarin ons leef, word daardie selfde gees weer nodig. Die vrou dra nie net vandag nie, sy dra môre. Net soos daardie vrou langs die vuur, dra jy vandag dinge wat jy dalk nie eers besef nie. In jou huis, in jou kinders, in jou woorde. Jy bou iets wat verder gaan as vandag. Ons praat oor voorbereiding, maar eintlik is dit nie iets niets nie. Ons voormoeders het ook voorberei, net op hul manier, in hul tyd. Hulle het geweet hoe om sterk te wees, sonder om hard te word. Hulle het geweet hoe om te glo, selfs wanneer alles rondom hulle wankel. En nou staan ons weer op so 'n plek. Fisiese voorbereiding, om te sorg, te bewaar, te organiseer. Maar ook innerlike voorbereiding, om kalm te bly, om wys te reageer. Die tye wat kom, gaan nie maklik wees nie. Maar dis nie die eerste keer in ons geskiedenis dat vroue moeilike tye moet deurstaan nie. Die verskil is nie die swaar kry nie. Die verskil is hoe 'n vrou daarin staan. Soos daardie vroue van ouds, kan sy kies om vas te staan. Om haar huis 'n plek van vrede te maak, selfs wanneer die wêreld buite onstuimig is. Soos in Spreuke 31 vers 11 tot 12 staan, die hart van haar man vertrou op haar. Sy doen aan hom goed en geen kwaad nie, al die dae van haar lewe. Sy is die een wat die vuur aan die brand hou, nie net in die huis nie, maar ook in sy hart. Met sagte hande en 'n standvastige gees bou sy haar man op. Haar woorde bring lewe, haar teenwoordigheid bring vrede. Wanneer die storms kom en die pad swaar raak, staan sy nie terug nie. Sy bly staan, getrou, stil, sterk, met haar oë op die Here. Sy dra, sy bid, sy glo, selfs wanneer niemand dit sien nie. Sy loop langs haar man, skouer aan skouer, deur droogte en deur oorvloed. En in haar sagtheid lê daar 'n krag wat diep wortel skiet.
Want 'n vrou wat die Vader dien, is 'n seën vir haar man, haar huis en haar volk. Ons leef in 'n tyd waar ons weet Christus kom weer. En dit beteken, ons maak nie net prakties gereed nie. Ons maak ons harte reg. 'n Vrou wat bid, verander haar huis. 'n Vrou wat glo, bring lig in donkerte. Liewe vroue, jy staan nie alleen nie. Agter jou staan geslagte van vroue wat dieselfde pad van geloof geloop het. En voor jou lê 'n toekoms wat jou nodig het. Jy is nie hier per toeval nie. Jy is deel van hierdie tyd. Jy is deel van hierdie voorbereiding, soos die vrou langs die vuur, soos die vrou in die oorlog, soos die vrou wat net fluister, Here, dra ons deur. Mag jy ook so wees, sag, maar sterk. Moeg soms, maar vol geloof, onseker dalk, maar nooit alleen nie. Mag jy staan vir jou huis, vir jou mense, vir jou God. En wanneer die tye kom, mag dit gesê word, hier was vroue wat vasgestaan het.